Goeiemôre broers en susters, opnuut ons voorreg om weer rondom die woord van die Here vergader te mag wees en mag die Here ook sy woord vanoggend aan baie harte heilig. Ons het vanaand om 6:00 weer aanddiens. Ons gaan voort met ons reeks oor die 10 gebooie. Ons het die volgende sondagsafdeling wat ons gaan hanteer, handel nog steeds oor die 3de gebod en dit is baie interessant, jy moet asseblief daarvoor ook inskakel. Die liefdegawes vandag word verdeel tussen die Sustentasiefonds en die diens van barmhartigheid. En jy is welkom om dit elektronies af te dra of die kontant ook te bring wanneer jy kerk toe kom. Ons sal na die afloop van die erediens die bankbesonderhede weer vertoon. Dan wil ons meeleef met ons broers en susters wat ook beproef is in hierdie week. Broeder Johan de Tooi was in 'n motorongeluk. Ons weet die bakkie is afgeskryf en hy het met geringe beserings daarvan afgekom. Ons dink ook aan hom. Ons weet dit is 'n baie slegte ding wat gebeur het en mag hy ook baie vinnig aansterk. Dan het Suster Albie du Plessis geval en die ligamente in haar regterknie geskeur. Ons weet dit gaan nou baie beter met haar, maar sy moet 'n stit dra vir die volgende paar weke. Dan gaan ons oor die volgende paar weke weer vergader as kerkraad om te kyk hoe die pad vorentoe gaan. Ons is baie bly dat ons sal op 'n punt kom waar die skole ensovoorts weer kan oopmaak, maar ons wil ook graag as 'n gemeente besluit oor wat ons moet doen in die volgende paar weke. Nietemin gaan ons nog steeds bly met die protokolle wat op hierdie stadium nog in plek is. So as jy die kontak-eredienste wil bywoon, laat weet asseblief is Suster Hantie du Plessis, sodat ons ook voorbereiding daarvoor kan tref. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskape het en wat getrou bly tot aan alle ewigheid. Geliefde broers en susters, kom ons bid nou saam om die seën van die Here. Ons Vader, dit is ons gebed dat die genade van ons Here Jesus Christus, u liefde en die gemeenskap met die Heilige Gees by ons elkeen sal wees en bly. Amen. Liefdes, kom ons sing nou Psalm 93. Ons gaan daarvan sing vers 1, 2 en 4. Die Here regeer, die kleed van heerlikheid wat hom omstraal is enkel majesteit. Psalm 93 vers 1 en vers 4. Geliefdes, kom ons bely nou ons geloof saam met die kerk van alle eeue en elkeen van ons sê in ons harte die volgende. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is,
gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo in die vergifnis van sondes. Ek glo in die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, nadat ons na die wet van die Here geluister het, antwoord ons daarop met Psalm 11 vers 1 en vers 4. Die Here toets hul wat regverdig lewe, maar haat hom wat vir geen gewelddaad vrees. Hy word aan strik en vuurgloed oorgegewe. 'n Gloeiwind sal sy straf vir onreg wees. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jy daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemele is, ons vlug in hierdie oggend na U toe. Ons wil voor U genade troon buig in aanbidding en U soewereiniteit en almag besing. Want daar is vir ons geen veiliger plek om te wees as naby aan U nie.
Ja Vader, ons bely dat in hierdie week daar soveel dinge was wat ons bekommer het, wat ons bang gemaak het, soveel beproewinge wat oor ons pad gekom het, want nie net duister ons eie sondige natuur ons nie, maar ons ander doodsvyande, die Satan en die wêreld val ons mee doenloos aan. Ja Vader, ons bely ons swakheid, en dat ons nie vir 'n enkele oomblik kan staande bly sonder U nie. En die gewig van hierdie wete dring ons daartoe, Here, ons verlossing, ons redding, buite onsself te soek in U. En daar is niks wat ons kan doen om dit te verdien nie. En daarom vul die woorde van die evangelie ons ore in hierdie oggend. Die besef dat toe ons nog U vyande was, toe ons al bewene van U weggevlug het, het U met ons bemoeienis gemaak. Nie op grond van dit wat ons gedoen het nie. Nie op grond van ons verdienste nie. Nie op grond van die geloof wat U sou gesien het dat ons het nie. Maar omdat U groot en almagtig is. Omdat U die God van die verbond is. En omdat U bemoeienis met sondaar mense maak. U beklee ons met die geregtigheid van Christus, sodat dit is asof ons hele lewens lank nie gesondig het nie, ons skoon voor U staan. En daarvoor loof en prys ons U. En tog weet ons dat in hierdie jammerdal, hierdie lewe wat niks anders as een lang sterwe is nie, daar soveel dinge is wat ons nog van stryk afbring. En dat ons soms met die beste bedoelinge ons dag, ons week, ons maande begin en dan het regkry om kort in die stryk van die sonde te trap. Wil U ons om Christus ontwil dit nie toereken nie. Ons elke dag opwek om met 'n lus en 'n liefde en goeie werke vir U te leef. Maak dit ook dan 'n stil in ons, Here, dat ons U woord mag ontvang soos U dit deur die Gees vir ons bedoel het, en dat dit in ons lewens praktyk mag vind. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons lees vanoggend saam uit 'n aantal skrifgedeeltes. Ons gaan begin by Genesis hoofstuk 5. Ons gaan lees vanaf vers 19 tot 24. Dan gaan ons Hebreërs 11 toe gaan en dan gedeeltes lees uit Judas, die brief van Judas. Genesis 5 vers 19 tot 24. En Jared het na die geboorte van Henog nog 800 jaar gelewe en hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Jared 962 jaar en hy het gesterwe. Toe Henog 65 jaar oud was, het hy die vader van Methuselah geword. En Henog het na die geboorte van Methuselah nog 300 jaar met God gewandel. En hy het seuns en dogters gehad. So was dan al die dae van Henog 365 jaar. En Henog het met God gewandel en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. Dan Hebreërs 11 vers 5 tot 6. Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie, en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het, want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Dan lees ons Judas vers 14 tot 15. En Henog, die 7de van Adam af, het ook teen hulle geprofeteer en gesê, kyk, die Here het gekom met sy heilige 10.000 talle, om gerig te hou oor almal en al die goddelose mense onder hulle te straf oor al hulle goddelose werke wat hulle godlooslik gedoen het, en oor al die harde woorde wat die goddelose sondaars teen hom gespreek het.
Tot sover ons skriflesing. Kom ons sing Psalm 31, ons gaan sing vers 1, 3 en 19. Genesis 5 vers 24 En Henog het met God gewandel en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. Hebreërs 5:11 eerder, vers 5 tot 6 Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie, en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het. Want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang, dat hy God behaag. Geliefde broer en suster in ons Here Jesus Christus, wanneer ons 'n lang reis onderneem, byvoorbeeld wanneer ons met vakansie gaan, is dit gebruiklik dat ons sommer daar in die motor, net voordat ons met daardie reis begin, die reis aan God op te dra, te vra dat God met elkeen van ons in hierdie reis sal wees. Ons vind in die Bybel 'n hele aantal pelgrimse liedere of bedevaartsliedere. Hierdie liedere is gebede van die volk wanneer hulle op reis was. Veral wanneer hulle op reis was na die tempel om die Here daar te gaan aanbid. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? Psalm 121. Psalm 100 byvoorbeeld is ook 'n lied wat die volk gesing het toe hulle opgetrek het na die tempel met blye lofgesange, opgewonde om die Here te mag gaan aanbid. Wanneer die volk op reis was dit vir hulle belangrik dat die Here met hulle op reis sou wees. En nou vind ons in Genesis 5 'n pragtige beskrywing van Henog se lewensreis. Henog is die tweede geloofsheld waarmee Hebreërs 11, die lesers van hierdie preek, wil bemoedig. Jy kan maar gerus die hele hoofstuk 11 van Hebreërs by die huis gaan lees. Henog is 'n interessante figuur in die Bybel. En is iemand waarvan ons nie veel agtergrond het nie, maar waaroor God nietemin self getuig as iemand wat die ware geloof besit het. Geliefdes, dalk net 'n kantlyn aantekening hier. Ons weet dat daar baie buitebybelse inligting en geskiedenis rakende Henog is. Aan Henog word die ontdekking van baie vaardighede opgedra, byvoorbeeld die skryfkuns en rekeningkunde. Buitebybelse bronne sê hy was vlytig in kleremakery en dat hy die mense van sy tyd opgelei het in naaldwerk. Dit is baie interessante wetenswaardighede, geliefdes, maar dit is dinge wat ons aandag baie maklik van die Bybelse waarheid sou kon aftrek. En daarom gee ons nooit meer gesag of aandag aan hierdie dinge wat blyk om te getuig van die lewe van Henog, as wat die Bybel self van ons gee nie.
En wat die Bybel dan vir ons leer oor Henog is maar betreklik min. Nietemin is dit genoeg vir ons. Genesis 5 vind ons die geslagsregister van Adam tot Noag. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Jered, dan kry ons vir Henog, na Methuselah, Lamech en Noag. Die geslagsregisters volg dan met reëlmaat die gebruikelike patroon van die naam van die betrokke persoon, hoe lank hy geleef het, wie sy pa was en watter volgende persoon in die geslagsregister sy seun is. Ons lees selfs dat hierdie manne nog ander seuns en dogters gehad het. Maar ook hoor ons, so was al die dae van X, Y of Z, soveel 100 en hy het gesterwe. En dit is baie interessant om te sien hoe lank hierdie manne se lewens was, dat hulle letterlik eeue lank geleef het, maar dat daar aan die einde van hierdie verskriklike lang lewe 'n gewisse einde was. Die dood, die straf op Adam en Eva se sondes, word 8 keer in hierdie geslagsregister vir ons geteken. Maar dan lees ons van Henog. En dan staan daar in Genesis 5 oor Henog, hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. Dis Genesis 5 vers 24. Uit Hebreërs 11 word hierdie woorde beaam. Henog is weggeneem om die dood nie te sien nie, en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het. Waarom, geliefde broer en suster, is dit 'n belangrike voorbeeld? Waarom is dit belangrik dat Henog weggeneem is, en dat hy die dood nie ervaar het nie? Wees maar baie seker daaroor, Henog was nie 'n man sonder sonde nie. Henog was nie 'n perfekte mens wat die sonde kon sy stap nie. Henog is nes Abel voor hom, nes Noag na hom, in sonde ontvang en gebore. Ja, in sonde ontvang en gebore. Henog het die oorgeerfde gebrek van die dood en van die sonde in hom gehad, en hy was ook van nature 'n vyand van God en sy medemens. Maar wat is dan die verskil? Waarom is hy gereken as 'n ware, gelowige kind wat God behaag het? Broer en suster, die kern van Henog se lewe, dit wat sy lewe gekarakteriseer het, dit waaroor die Bybel telkens getuig in die enkele verse wat ons oor hom lees, is dat hy met God gewandel het. Henog se lewe is 'n getuienis daarvan, dat hy deur die krag van God weggevlug het van die sonde, om hand aan hand met God te loop. En let op die verskil in die manier, waarop die geslagsregister in Genesis 5 vir ons van Henog vertel. Vers 22 sê, en Henog het na die geboorte van Methuselah nog 300 jaar met God gewandel. Vers 24 sê, en Henog het met God gewandel. Dit is die pragt, die wonder van Henog se lewe. Sy lewe was 'n pelgrimstog saam met God. Sy lewe was 'n bedevaartslied wat aan God opgedra is. Ja, van hom is die woorde van Romeine 12 vers 1 by uitstek waar, stel julle liggame as 'n lewende en heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. In elke aspek van sy lewe het Henog naby aan die Here geleef. Sy opstaan, sy werk, sy eet, sy speel met sy kinders, sy slaap. Elke dag is gekenmerk deur die woorde. Hy het saam met God gewandel. En geliefdes, Henog het nie eenkant geleef, homself in 'n onsigbare klooster weggesteek en eenkant gebly nie. Nee, ons lees in Judas vers 14 en 15, dat hy as kind van God die wêreld waarin hy geleef het, veroordeel het oor hulle sonde. En is merkwaardig as ons besef dat Henog nog weliswaar in 'n baie gevaarlike tyd geleef het. Ons lees in Judas van groot ongeregtigheid en goddeloosheid. Want die tyd waarin Henog geleef het, was die tyd voor die sondvloed, daardie verskriklike, besondere donker dae. En Henog en sy gesin lewe dan midde in 'n samelewing wat gekenmerk is deur agteruitgang en boosheid.
Die mens het net boosheid en sonde bedink. Dit is die woorde van Genesis 6. Maar tog, Henog was 'n pa wat vir sy vrou en vir sy kinders gesorg het. Hy het in sy daaglikse werk die Here gedien. Hy was 'n man met albei voete in die wêreld met een groot verskil. God was by hom en saam met hom. Hy was letterlik in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Tussen die stikkend en die seer bly hy getrou en leef sy roeping uit. En midde in daardie onsekere omstandighede het jy nog nie agteroor gaan sit en die mense aan hulle lot oorgelaat nie. Want om saam met God te wandel beteken dat hy die gelowige uitdruklik met sy woorde en indirek met sy dade die wêreld waarsku oor hul goddeloosheid. Om met God te wandel beteken daarom dat ons getrou aan ons roeping, ons sal onttrek van ons selfgemaakte kloosters en God sal behaag in ons lewenswandel. In die boek Hebreërs vind ons dan as het ware 'n samevatting vir wat dit beteken om saam met God te wandel. Ons kyk weer na Hebreërs 11 vers 5 en 6. Ons lees dieselfde woorde van Genesis 5, dat God Henog na hom toe weggeneem het, maar opmerklik nêrens lees ons dat hy met God gewandel het nie. In plaas daarvan dat daar staan hy het met God gewandel, sê die Hebreërskrywer hy het geleef soos God dit wou. Letterlik staan daar in die Grieks dat hy God behaag het, dat hy God bly gemaak het. Geliefdes, hoe pragtig is hierdie samevatting daarom nie. Om met God te wandel is niks anders nie as om God bly te maak. Ja, om met God te wandel is om God bly te maak. Omdat jy nog so geleef het, het God hom na hom toegeneem. Ja, kom ons vat dit mooi saam. Henog se lewe word beskryf as 'n wandeling saam met God. Dit was die kern van sy bestaan. In sy alledaagse lewe, met al die alledaagse dingetjies, het hy in gemeenskap met die lewende God geleef. As ons dan na ons eie lewens kyk, geliefdes, wat sou u dink, sou die Here sien as die kern van ons lewens? Sou die Here u lewe ook beskryf as 'n wandeling saam met hom? Ja, kan 'n mens maklik sê, ja, maar Henog was daarom 'n baie buitengewone man, iets van 'n supergelowige. Geliefdes, dit is waar, Henog was in die besonder begenadig, maar hy was allermins 'n supergelowige. As ons so begin dink oor Henog, dan is ons niks anders as al die skrywers van die apokriewe boeke wat melding maak van 'n bonatuurlike Henog nie. Ja, Henog het die Here wel baie bly gemaak, maar hy was net 'n mens soos ons. Hebreërs 11 vers 6 sê, as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. En wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon. Luister mooi, as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om God te behaag. Met ander woorde, die rede hoekom Henog God kon behaag, is omdat hy geglo het. Henog het God behaag, omdat hy die onsienlike met sy hele hart omhels het. Hebreërs 11 maak dit vir ons ook nie duidelik, dat niemand sonder Christus geregverdig word nie. Hy het as gelowige die onsienlike Christus omhels en hom uit die verte uit gesien en geglo en begroet. Hoe maak ons God bly? Deur Christus te omhels met ons hele wese. En wat leer die woord ons oor waar geloof vandaan kom? Van God self. Nou geliefdes, om hierdie lyn saam te vat en om dit mooi te onthou, Henog het God behaag deur die geloof wat God self aan hom gegee het. Maar ons moet onthou dat geloof altyd uit twee dele bestaan. Die Here se genade en ons gehoorsaamheid. Soos twee dele van 'n muntstuk. Die een kan nie sonder die ander nie. Aan die een kant, dit wat die Here uit genade aan ons gee, geloof. En aan die ander kant, dit wat hy van ons verwag, gehoorsaamheid. Hy verwag van ons om te glo. Ons verantwoordelikheid is dus nie om onsself geloof te gee nie. Dit doen God uit sy genade alleen. Ons verantwoordelikheid is om hierdie geloof te omhels en nou waarlik te glo, om vanuit hierdie geloof te leef. En broer en suster, dis niks anders as wat jy nog gedoen het nie.
Hy was net gehoorsaam aan die geloof wat God hom gegee het. As ons dan nou weer na ons eie lewens kyk. God het ons ook die geloof geskenk. Dit is nie die vraag nie. Die vraag is of ek en u so gehoorsaam is aan God as wat hy van ons verwag. Of ons so gehoorsaam is dat ons saam met God wandel soos wat Henog gewandel het. Maar daar is tog 'n baie belangrike verskil tussen ons en Henog. Ons leef in die tyd na Christus. Ons ken die een wat 2000 jaar terug werklik op aarde met God gewandel het. Die een wat deur sy lewe heen ons kom leer het wat dit prakties beteken om God te behaag. Die een wat dit vir ons moontlik gemaak het om ten spyte van die sonde wat ons elke dag doen, God bly te maak. Henog was die profesie van die een wat sou kom. Die feit dat hy nie gesterf het nie en na God toe geneem is, het vooruitgewys na Christus, wat op Golgotha vir ons die dood sou oorwin. En na God sou opvaar om vir ons plek in die Vaderhuis gereed te maak. En hiervan getuig Henog ook nog indirek deur die feit dat Christus uit Henog se geslagsregister, of geslagslyn eerder, gebore is. Die verskil tussen ons en Henog is nie net dat ons Christus persoonlik as ons verlosser en Here ken nie, maar dat hy ook sy Gees aan ons gegee het. Die Gees wat ons daagliks in ons het, wat saam met ons wandel, saam met ons in ons wandeling met God begelei, en ons wys hoe ons God bo alles kan behaag. Ja, ons kan nie sê dat Henog 'n supergelowige was nie. Kom ons vat saam. Liefdes, Henog is tereg een van die mees interessantste persone in die Bybel. Maar die Here het nie Henog se geskiedenis in die skrif vir ons laat opteken bloot vir 'n nuuskierigheid nie. Dit is bedoel om 'n getuienis en 'n oproep te wees. 'n Getuienis dat dit moontlik is vir 'n blote mens om saam met God te wandel. Dat hy in alles wat hy doen met die Here dit kan deurbring. Dat sy lewe die Here kan behaag. Maar dan ook die oproep, ons kan nie net met die Here wandel nie, ons moet. Dit wat die Here verwag, is ons antwoord op die geloof wat hy ons skenk. Want geloof is om saam met die Here te wandel. Om met God te wandel beteken om elke oomblik van elke dag en alles wat ek doen, in my skoolwerk, my huiswerk, my kantoorwerk, my boerdery, my verhouding, my eet, my slaap, my opstaan, alles is 'n lewende verhouding met God te beleef. Dit beteken dat ons nie van die wêreld moet onttrek nie. Want ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. En daarom moet ons ook nie ophou om met ons woorde hierdie verlore gaande wêreld te waarsku teen hulle goddeloosheid en teen al die dinge wat teen die wil van die Here is nie. Ons moet hulle oproep om saam met die Here te wandel. Kortom, daar word van ons verwag om saam met die Here te wandel en alles wat ons doen en dink en sê om te behaag. Mag hy, die almagtige en ewige God wat al ons lof en eer en aanbidding waardig is, ons deur sy Gees die genade skenk om waarlik saam met hom te wandel. Amen. Geliefdes, kom ons sing nou Psalm 119 vers 34 en 52. Thank you.
Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemele is, ons dankie dat ons met hierdie geskiedenis, hierdie getuienis oor die diensknegt Henog mag besef dat daar nie so ding soos 'n supergelowige is nie. Dat U aan ons elkeen die ware geloof skenk, maar dat U ook van ons verwag om 'n verantwoordelikheid in geloof U te omhels. Daar 'n werklike verantwoordelikheid op U kinders rus, ook in hierdie lewe, om die verlore gaande wêreld te bestraf en teen hulle te getuig. Gee dat ons ook elke dag as ons so saam met U wandel, daarop sal fokus, Here, om U te behaag. Om die wonder daarvan te besef, dat ons saam met U mag wandel. Ons vra dat U met ons lief en dierbare sal wees, Here. Elkeen wat swaar kry, elkeen wat in hierdie tyd van inperking gebuk gaan onder onnoembaar moeilike omstandighede. Ons vra dat U hierdie beproewing spoedig sal wegvat, Here. En dat as dit U wil is, ons weer mekaar baie gou kan sien. Gee dat waar die woord vandag bedien word, dit suiwer sal uitgaan, Here. En dit suiwer ontvang sal word. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, kom ons sing nou ten slotte Psalm 48. Ons gaan sing vers 1 en vers 5. Geliefdes, kom ons bid nou saam om die seën van die Here. Ons Vader, dit is ons gebed dat die genade van ons Here Jesus Christus, U liefde en die gemeenskap met die Heilige Gees by ons elkeen sal wees en bly. Amen.